Groet in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christene te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by 2025. Vandag gaan ons voort met Korintiërs hoofstuk 5 en die opskrif lees hoe die Korintiërs moet optree in 'n geval van ernstige onsedelikheid. Ek kon my ore byna nie glo om van seksuele vergrype onder julle te hoor nie, daarby van so 'n ernstige aard dat dit selfs nie onder die heidene voorkom nie. Ek moes verneem dat daar iemand in julle gemeente is wat met sy stiefma in sonde saamleef, en dan is julle nog so trots op hulle self. Flex dat julle treur en toesien dat hierdie man wat sulke dinge aanvang uit julle midde verwyder word. Al was ek nie self daar saam met julle nie, is ek tog in gees by julle en het ek, asof ek teenwoordig is, al klaar in die naam van ons Here Jesus 'n oordeel uitgespreek oor die man wat so iets gedoen het. Julle moet 'n gemeentevergadering saamroep. Ek sal in die gees daar wees en die krag van ons Here Jesus sal ook saam met julle daar wees. Dan moet julle daardie man aan die Satan oorgee, sodat sy sondige aard vernietig word, maar hy self gered kan word op die oordeelsdag. Dis erg dat julle nog oor julle spiritualiteit kan spog, terwyl julle iets soos hierdie in julle midde toelaat. Besef julle nie dat as selfs net een persoon toegelaat word om so voort te gaan, almal binnekort aangetast sal wees nie. Verwyder hierdie slegte invloed onder julle uit, sodat julle weer nuut en skoon kan wees, want dit is tog wat julle in wese is. Ook vir ons is daar immers 'n paaslam geslag, Christus. Kom ons vier dan fees nie met ou brood van sonde en onsedelikheid nie, maar met die nuwe brood van reinheid en waarheid. In my vorige brief het ek vir julle geskryf dat julle nie met mense moet assosieer wat 'n onsedelike lewe lei nie. Daarmee het ek hoegenaamd nie die ongelowiges van die wêreld bedoel wat 'n onsedelike lewe lei, of gierigaards, of swendelaars, of afgodsdienaars is nie. Om dit reg te kry, sou julle hierdie wêreld moes verlaat. Wat ek bedoel het, is wat ek nou in hierdie brief bevestig. Julle moenie in die gemeente assosieer met iemand wat op Christendom aanspraak maak en ten spyte daarvan 'n onsedelike lewe lei, of 'n gierigaard, of afgodsdienaar, of kwaadsteker, of dronkaard, of swendelaar is nie. Julle moenie eers saam met so iemand eet nie. Dis nie my taak om oor die buitestanders te oordeel nie, maar dit is tog sekerlik julle verantwoordelikheid om te oordeel oor die binne die gemeente wat hulle op hierdie manier skuldig maak. God sal sy oordeel vel oor hulle wat buite staan, maar die skrif sê, julle moet die slegte persoon uit julle midde verwyder. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.